Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na twee van die voorbeelde in die KABV dokument van graad 10 wiskunde. Die voorbeelde wat gegee word daar, met 'n klein bietjie verduidelikings by. Onthou net, daar's verskillende maniere om eksponentprobleme op te los. Dis wat dit 'n bietjie moeilik maak, maar dit is nie heeltemal so waar nie, want daar is net 5 reëls waarbinne of 6 reëls waarbinne ons kan funksioneer. So solank ons die reëls net toepas en niks van ons eie uitdink nie, kan ons enige van hierdie probleme op verskillende maniere oplos. Net gou 'n bietjie voorkennis. Ek vra hierso antwoord eers. Hoekom is x² min 16 as ons kom faktoriseer x plus 4x min 4? Ek moet 'n bietjie die video afsit en 'n bietjie daaroor vir my gaan dink. Die gemiddelde ou gaan net vir my sê, want x maal x geef my x². Dis nie die antwoord ek wil hê nie. Jy mag my net antwoord met een van die paar eksponentwette wat ons het. Dat is eintlik net 3, maar jy kan 'n bietjie verder gaan tel, daar kan so 6 of 7 ook wees. Maar jy mag my net antwoord met 'n eksponentwet. So ek gaan vir jou die antwoord gee. Dis nie omdat x maal x x² is nie. Die antwoord is omdat x to die mag 1 maal x to die mag 1 plus ek die 1 en die 1 om by die 2 uit te kom. Natuurlik die plus en die minus geef my die minus, en die 4 maal 4 geef my die 16, maar het gaan vir my oor hoekom ons 'n x hier en 'n x hier mag skryf. Het gaan oor dat daar 'n 1 en 'n 1 in die lig staan, as ons dit plus kry ons daai 2. Pas asseblief my jou brein aan, dat jy binne in hierdie wette die hele tyd funksioneer. Die volgende vraag sê ek nou vir jou, faktoriseer nou vir my x minus 9. Hier is nie 'n skryffout nie, probeer asseblief, maak vir my 2 hakies en kyk of jy hom kan faktoriseer. Sit die video af en probeer. Jy sal begin, dan gaan hy so lyk, so jy gaan 2 stel hakies maak. Agter in elke hakie 'n plus en 'n minus 3 sit apart, en dan 'n x en 'n x. Nou gaan jou vraag wees, wat moet ek daar in die lig skryf en daar in die lig skryf, sodat as ek daai getal en daai getal plus, moet ek daai getal daar in die lig kry. Ons eerste probleem is, wat staan hier in die lig? Ja, daar staan 'n 1. Nou is die vraag, wat plus wat dit moet dieselfde wat wees, as ek hulle plus gaan of my 1 gee. En die gemiddelde kind sukkel hierso met breuke, dus ek wil hier nie maklik snap nie. Soos jy het kon sien, is jy goed, anders moet jy jou brein nou net versigtig aanpas om te kyk wat hier gaan gebeur. So in die lig gaan ons hier 'n half skryf en hier 'n half, want as ek x en x maal, my basis is dieselfde en ek plus die half en die half, gaan ek daai 1 daarbo kry. Wat dan so gaan lyk. Onthou ons 'n bietjie moeite gaan doen, nie een van die breuke gaan groot of lelike breuke wees nie, maar probeer om net jou brein om hierdie een te kry. So, as ek nou hierdie x to die mag 1/2 maal met x to die mag 1/2, gaan ek x to die mag 1 kry. Dat x to die mag 1/2 maal minus 3, geef my minus 3 x to die mag 1/2. Die plus 3 maal hierdie is plus 3 x to die mag 1/2. En as ek dit dan by mekaar tel, gaan die middelste term wegval. En as ek hierdie plus 3 met die min 3 vermenigvuldig, gaan ek daai min 9 kry. Baie mense wil die K-metode gebruik, ek gebruik hom glad nie, ek bly weg van hom af. Jy sal hier 'n paar video's kry waar die K-metode gebruik. Ek gebruik nie in eksponente die K-metode nêrens. Faktoriseer nou 5 to die mag 2x min 4. Maak 2 hakies en kyk of jy dit vir my kan regkry. Sit die video asseblief af en probeer eers. As jy net kyk, gaan jou brein hom nie optel nie. Goed, dit gaan ons so lyk. So 2 hakies. Voor in elke hakie gaan ons 'n 5 to die mag x en 'n 5 to die mag x sit. Agter in elke hakie plus 2 en minus 2, tot soos by die verskil van 2 vierkante. Jy sal oplet, as jy 5 to die mag x maal met 5 to die mag x, gaan jy 5 to die mag 2x kry. Dan gaan nie 'n middelterm wees nie, en plus 2 maal minus 2 gaan vir my 'n minus 4 gee. Kyk bietjie hierna, voordat jy nou verder gaan na die voorbeeld uit die dokumente kyk. Hier is ons eerste uitdrukking wat ons moet vereenvoudig. Lyk 'n bietjie snaaks as jy nog nooit in jou lewe gesien het nie, maar wat ons hier gaan doen, is ons gaan ons eksponentwette net maar gebruik. So die eerste ding wat ek doen, is die onderkant, lyk nie of ek iets kan doen nie, die bokant gaan ek daai 9 vat, en ek gaan hom met sy basis as 'n priem getal skryf. Dan gaan hy so lyk, daai 9, het ek 'n 3 to die mag 2 gemaak, dan maal ek die 2 met die x, dan kry ek 3 to die mag 2x min 1. Hierdie kan ek nou opdeel in 2 hakies, en die ou gaan ek net eers behou. So die bokant gaan ek in 2 hakies opdeel, 2 hakies langs mekaar, so die verskil van 2 vierkante. Bietjie moeilik as mense dit nie gewoond is nie, maar as jy nou my voorbeelde wat ek nou vir jou gewys het gedoen het, behoort dit te werk. Nou sal hy so lyk. Hierdie bokant het gefaktoriseer in 2 hakies in.
Voor in elke hakie staan daar 'n 3 tot die mag x en 'n 3 tot die mag x, agter in elke hakie 'n 1 en 'n 1 en 'n plus en 'n minus, want dit is ook die verskil van twee vierkante. Dan kanselleer ons die hakie met daai hakie en dan bly daai hakie net oor. Dan ons finale antwoord is dan 3 tot die mag x min 1. Indien jy hierdie nie dadelik snap nie, kyk hierdie video so 2 of 3 keer deur en kyk of hy met jou begin praat. Ek gaan nog een wet doen wat nie pas by die vorige een nie, wat gaan oor die eksponente. Dit kom uit die KBV dokument bladsy 23 en dit is dan die voorbeeld 1. Die voorbeeld maak vir my baie sin nie, maar ek gaan hom net met jou deurwerk. Hierdie is maar een manier om hom te doen. Maar kom ons hardloop nie weg van probleme af nie. Moenie jou kop oor hierdie probleem breek nie, maar hier is 'n manier om hierdie probleem op te los. Gewoonlik by eksponente skryf ons die groot getalle as priemfaktore. Dit is 'n manier hoe jy hierdie som ook kon gedoen het, maar ek het hom op 'n ander manier gedoen, so kom ons let op. Ek het eers hierdie hakie gevat en toe vereenvoudig. Toe lyk hy so. En onthou net, ons mag nie 'n sakrekenaar gebruik nie. Daar het ek 'n 5 kwadraat wat 25 is, maal 3, geef my 75. So kry ek 75 tot die mag 3, dit is nou hier gebeur het. Dan haal ek 'n gemeenskaplike faktor tussen die twee uit, wat 75 sal wees. Maar dan so sal ek, die 75 maal die 75 kwadraat sal my 75 tot die mag 3 wees, 75 maal minus 1 gaan my die 75 gee. Dan het ek hier die verskil van twee vierkante, wat ek dan opdeel in twee hakies, 75, 75, plus en minus, 1 en 1, en dat ek hier maklike getalle voor my. Dan lyk hy so, hierdie word 74, hierdie word 76, en dan kan jy eintlik maar hier stop, of anders kan ons dit gaan oorskryf in volgorde van klein na groot of andersom. Moenie jou kop breek oor hierdie video nie, is 'n paar maniere om te doen, ek het hom nog nooit in 'n vraestel of iewers gesien nie, so die manier is maar een van die maniere om hom op te los, moenie jou kop oor hierdie inbreek nie, probeer liewers die eerste een op die video.